as ons byeenkoms begin, dan begin ons dit om ons te rig op die Here in die verwagting dat ons aan sy voete sit en dat hy ons sal leer. En daarom wil ons met hierdie gebed begin. Here God, U roep ons om saam met U op reis te gaan na bestemmings wat vir ons nog buite sig is, op voetpaaie wat nog nie uitgetrap is nie, langs weer wat vir ons nog onbekend is. Dankie vir geloof om die weg te betree, al weet ons nog nie waarheen ons paaie gaan bly nie. Dankie dat ons dit kan doen met die oortuiging dat die hand ons sal lei. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. As ons voor die Here buig, dan groet hy ons en ontvang ons sy groet. Liefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here. Ek wil vanmôre met julle gesels oor die tema van sonde. Nou, ek moet begin so met 'n grapie wat ek vertel, die ma, soos baie ouers ons so laailik is die kerk af, met die kerk gaan we Sondagsskool, of nie saam en die ma, laai toe vir Jan af. En Jan is ons nou nie baie erg oor die goed, maar hy gaan toe maar in elk geval kerk toe en Sondagsskool, en na die tyd laai sy vir hom op en sê toe broer, waaroor het dominee gepreek vanmôre? Hy sê, oor sonde. Sy ma sê, en wat sê hy daarvan? Sy nee, hy is nog steeds aan teen. Vanmôre wil ek nou oor sonde preek, want julle sê, die dominee is nog steeds aan teen. Want die Here praat met ons, en hy sê vir ons, dit mag nie gebeur nie. So, waaroor gaan hierdie dinge? Wat wil mense, kom ons vraag eers, wat wil mense hoor as hulle kerk toe gaan? Wat 'n boodskap? Nou, as ek vanmôre oor hierdie tema praat, dan praat ek spesifiek oor hierdie tema aan die hand van twee goed wat die laaste ruk vir my sterk na vore kom. Ek weet nie wie van julle het hierdie stuk gelees van hierdie dopper ou wat so ontsteld is in die brief wat die kerk vir hom geskryf het, op Facebook gesit het. Wie van julle het dit raak gesien? Net so hier en daar. Jy sien, hierdie ou is lidmaat van een van die gereformeerde kerkgemeentes en hy kom nie meer gereeld by die kerk nie. Toe skryf die kerkraad vir hom 'n brief en hy sê vir hom, broer, ons moet jou praat, kragtens jou beloftes, deel te neem die kerk en al hierdie dinge, ons sal net nog so 'n bietjie daaroor uitbrei, dat jy nie meer getrou is en ons wil jou vermaan om jou te bekeer hiervan en weer deel te word van die gemeente. Nou sê herinner jou dat as jy met hierdie pad volhard, dat die kerklike tug toegepas sal word. Toe sê waarom? Toe sê bitter ontstel en hy sit hierdie brief op Facebook. En nou reageer die mense en dis net vir my ongelooflik die, kan ek amper sê, die braaksel wat jy nou kry oor hierdie goed. Mense se reaksie. En moet die kerk nou aangeval word en dis meer en ouens sê, skryf die een ou daar, hy sê, baie mense is vandag nog net deel van die kerk, omdat hulle skaam is as iemand hulle vra, of hulle in 'n kerk behoort, aan 'n kerk behoort, moet sê nee. Skryf ek nou as maar, hoekom is jy skaam oor 'n ding wat jy voel? As dit is hoe jy voel, God sê so. Skryf weer terug, hy sê, ek is al jare terug bevry van die kerk. En so gaan dit af, en hier is hierdie ou Isak, ek kan, dat sy naam het so blok, ek weet nie julle dit al gesien het nie, hy het nou die dag op die onderhoud gehad, met Dani Botha, wat hy met hom gepraat het, hier net voor hierdie sogenaamde wegraping. En nou sien ek, nou praat hy nou oor hierdie ding, nou sê hy sal die dominee bel,
dis 7 die môre. Nou, as ons praat dan, ek kan daai gek van hom te hanteer, nie, het so beter gaan lag het. Nou sê hy, miskien slaap die dominee nog, nou ek nie 'n probleem sê om nog 7 uur slaap nie, maar nou is die gespottery, miskien gaan ons met hom praat, maar kom ons bel die ouderling, en dan kry hom, dan vraag, maar nou lees ek is alles wat die mense sê, en dan lag hy so oor dit. So spottende ding, nou waar jy die ouers te kere gaan. En die vraag, wat wil mense hoor van kerk? En dan, na Charlie Kirk nou geskied is, sien mense geweldig baie uittreksels oor gesprekke wat hy gehad het. En ek het 'n geweldige klomp van hulle gelees, en as jy mos lees, dan kom hulle mos na jou toe op. En die een ding wat my getref het, is dat hy ernstig gepraat het en gesê het, hy het 'n probleem daarmee met die predikante en die pastore, wat vir mense net vertel, hoe oulik is hulle, hoe goed is hulle. En hulle is so spesiaal, en liewe Jesus, en maar hulle praat nie met hulle oor sonde nie. En dat mense hulle lewens regmaak, en so mense voel so goed, want in die sielkunde, en dit sien ek ook nogal so 'n paar keer nou laaslik, wat hulle sê, maar ons moet toch so pas op dat ons nie die kinders se bloedjies se gevoelens as waarheid. Maar hulle gevoelens seer maak nie, ons moet hulle ophou, so heeltyd moet ons as waarheid vir ons kinders sê, man, jy is so oulik, jy is so dit en so dat. Natuurlik is ons kosbaar nie oor van die Here, maar ons is nie aantastbaar nie. Daar's dinge wat moet gebeur, daar's 'n manier, ons moet mekaar oor dinge praat. Maar ons die hele tyd vir almal kom sê, ag, weet jy, die Here Jesus is lief vir jou net soos jy is. Wat dryf jou om te vra wat wil hê? Is ek reg? Natuurlik is hy lief vir my. Onverdienslik lief vir my, maar dit beteken nie alles wat in my wêreld is onvaarbaar. Dit sê, ag, dis goed so, maar ons kyk aan dit wat nie. So hierdie goed is goed wat vir my krities is, dat ons weer 'n slag dink, is ons tevrede, wat wil ons hoor? En ek het vir julle al, twee keer al vertel van die dolfieskutte wat daar saam by sonnaskool gehou het, of kinderkrans gehou het. En toe vir myself, sies julle is weg in die NG Kerk oor die sonde, die skuldbelydenis elke Sondag, want in die wêreld daar buite kom jy ergens, maar as jy Sondag in die kerk sit, dan maak hulle jou gelyk met die grond, dan jy hoor Sondag en sleg is jy. En dan moet jy eers repent. Mense wil nie hoor dat daar iets mag verkeerd wees, hulle wil net hoor, word hulle gepolish. Ja, miskien sou dit beter gewees het as hierdie briefie daarom net eers gesê het, broer, wil jy nie maar terugkom nie, en dan kan ons maar later aan met die res gaan. Maar die feit is, waaroor het gaan, is die waarheid en is noodsaaklik, en daarom het ek gedink, ek wil 'n paar skrifgedeeltes nou saam met julle lees. Nou kom ons kyk hier, dan hoor ons, wat staan nou, wil ek julle moet hoor, wat hoor ons die hele tyd in hierdie gedeeltes. In Romeine 6 vers 23 lees ons, maar nou, skryf Paulus, julle is vrygemaak van die sonde, en in diens van God gestel. Vrygemaak, in diens gestel, dis ons waarom ons gepreek het. Ek is net vrygemaak, en nou kan ek wag vir die hemel om te kom nie, ek is vrygemaak, om in diens van God gestel te word. En die vrug hiervan is dat jy geheilig word en die uiteinde is dan die ewige lewe. Vrygemaak, in diens gestel en in hierdie hele proses van die nuwe mens word ons geheilig om gereed te maak vir ewige lewe. Dan waar jy die loon van die sonde is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So die loon van die sonde is die dood, maar die ewige lewe lê in Jesus Christus. Hy wat ons vrygemaak het en heilig lewe. Goed. Dan lees ons hier die volgende gedeelte aan die einde as ons sê, waar staan dit? Die Here sê toe vir my, roep al die woorde uit in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem. So hy sê vir hom, hy sê hierdie woorde vir Jeremia. Hierdie goed moet jy uitroep. Hy sê,
luister na die bepalings van hierdie verbond en kom hulle na. So God gee voorskrifte. Hy sê, luister en kom dit na. Ek het julle voorvaders voortdurend vermaan. Vandat ek hulle uit Egipte uitgebring het, tot nou toe, voortdurend, vandat ek uitgelei het, tot nou toe. En ek het hulle voortdurend vermaan en gesê, luister na my. Maar hulle het nie geluister nie en daarop aggeslaan nie. Elkeen wat koppig bly volhard in sy sonde, daarom het ek al die straffe wat bepaal is in hierdie verbond oor hulle gebring. Hulle het volhard, die gevolg, ek het die straffe wat bepaal is, waaroor hulle weet, het ek oor hulle gebring. Die verbond wat ek hulle beveel het om na te kom, maar wat hulle nie nagekom het nie. Volgende gedeelte, kom met Job. Hy sorg vir die regverdiges, hy laat konings regeer selfs baie lank, maar as hulle verhef, dan word hulle gevangenes, vasgevang in boeie, geknel deur swaar kry. So, ek sorg vir die regverdiges, konings regeer, maar as hulle verhef, dan word hulle vasgevang in hierdie slegtigheid, in hierdie dinge wat uitloop, sodat God hulle besef wat hulle gedoen het. So God maak die wêreld warm, dat hulle besef wat hulle gedoen het, hoe hulle gesondig het, toe hulle hoogmoedig geword het. Hy laat hulle ag gee op sy bestraffings, hy vermaan hulle om hulle van die sonde te bekeer. Nou sê hy, as hulle luister en hom dien, sal hulle daar in voorspoed deurbring, hulle jare in welvaart. As hulle nie luister nie, sal hulle sterf, sal hulle doodgaan, omdat hulle nie insig of tot insig wil kom nie. So hy vermaan hulle, bekeer. As jy luister en dien, voorspoed. As jy nie luister nie, sal jy sterf. So, verwerping, omdat jy nie wil doen. Goed, die laaste deel is die opdrag aan die ouderlinge in Handelinge 20 vers 28. Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. So, die ouderlinge kry die opdrag om die gemeente, sê julle moet hulle oppas, want hulle is onder julle sorg. Die gemeente van God moet julle versorg, wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. So die Here Jesus het vir hom 'n kudde, of God het vir hom 'n kudde, 'n volk, 'n gemeente bymekaar gebring deur die bloed van sy seun, geredde mense, sê hy, pas hulle op. Julle hoor wat sê hy heeltyd. Heeltyd hoor ons sê. Vermaan, teregwys, want jy kan moeilikheid kom, groot moeilikheid. So, ons hoor in die Bybel hierdie opdrag. Die sonde. Wat is sonde? Sonde is om dit wat God kom sê, te ignoreer, om dit te verwerp, om ongehoorsaam te wees. Hy praat hier van die verbond. God het 'n verbintenis, as ek mekaar al oor gesê. God maak 'n ooreenkoms met mense. Hy maak hulle om sy kinders te wees. Hy gaan haal hulle telkens op baie plekke, sê vir Abraham, ek kies vir jou, en hierdie spesifieke volk. Vat hulle, gaan na julle Kanaan toe, daar gaan ek vir julle 'n plek bring waar ek julle gaan seën. God gee sy voorskrifte. Hy het dit deur Moses gegee, die 10 gebooie, die basiese riglyne vir die verhouding wat hy met mense het. Met die beginsel, julle is my volk, julle is my kinders. Julle
mag net aan my gehoorsaam wees. Ek is die enigste God. Ek is die bron. Ek is die versorger. Julle moet my lief hê. Ons moet een groot gelukkige gesin wees en hier is die riglyne, die basiese riglyne vir alles in ons lewens, mekaar. En hierdie gesin sien ons om na mekaar. Ons kom nie mekaar te na nie. Ons maak nie mekaar seer nie. Deur skindery, deur diefstal, deur aanranding, deur mekaar se goed te vat, vrou, my huwelik en al hierdie goed in te meng. Dis die basiese voorskrifte. En alles wat hierteen is sonde, dis direk teen God se opdrag. En nou sien ons telkens, Jeremia praat daaroor. Job het oor hierdie goed gepraat. Ons kan by talle ander plekke gaan kyk. Telkens praat, ek het voorskrifte gegee. Waarskuwing, bekeer julle, kom terug, maak reg. Julle is op 'n gevaarlike pad. Mense wil dit nie hoor nie. Hulle word woedend as met hulle gepraat word. En dan los hulle die kerk en dan gooi hulle hierdie goed in die wêreld vol, dan word dan met die kerk gelag en dan laggies gemaak. Kyk wat van hierdie ouens aan. Dis belangrik. Matteus gee 'n riglyn hoe met hierdie goed gebeur. En daar word gesê as iemand verkeerd doen, dan praat met hulle. As hulle aanhou verkeerd te doen, vat nog iemand saam en gepraat ernstig. En as iemand dan glad nie wil praat nie, dan skep jy stof in jou voet af en dan behandel julle heidene, want hulle opstand gekom en verwerp. Goed, in ons tugreglement wat ontwikkel is hieruit, werk jy goed so, ons praat oor tug. Nou as ons die woord tug oor, dan dink ons paksaakstraf. Tug kom in beginsel, wil dit gaan oor om met liefde terug te trek. Tug moet 'n daad wees wat teregwys en terugtrek van wat verkeerd is. En daarom word daar gepraat. En as iemand dan hoor en ophou met dit wat verkeerd is, dan het die tug mos nou sy doel bereik. En daarom is dit vir my so ongelooflik skeef en verkeerd as ons hierdie goed gehoor het. Toe ek 'n student was in Groot Kerk in Pretoria, toe sê een dominee daar, toe is daar 'n meisie wat swanger is, en hy sê toe, sy moet onder sensuur geplaas word. Toe sê ek, ja, is die manier. Toe sê ek nou 'n student en prof Flip van 'n wat en net moet ons die tugreglement behandel. Want die Bybel sê, as jy opgehou het, die feit dat die meisie swanger geraak het, as jy dit dan moet beskou as 'n oortreding, dan het dit gebeur. As jy nou onder sensuur wil plaas, dan beteken dit, nou sal nou praat oor sensuur, dan beteken dit, jy het met haar gepraat, sou aan sonde doen. Nou wat se sonde hou sy nou aan, waaroor daar nou oordeel uitgespreek word? As daar gepraat is, en die meisie het nou erken, sy het verkeerd gedoen, sy het sonde gedoen, en sy vergifnis by die Here gevra, dan sit ons nou klaar. Dis mos waaroor dit gaan. Sensuur is nou die volgende stap. Sensuur is in ons kerklike tug die volgende, waar jy weerhou word van nagmaal en doop. As jy nou onder sensuur, as jy aanhou met jou sondes gepraat, maar jy hou nog aan met dit wat ewer verkeerd was, dan sê ons gaan nie vir jou toelaat om saam met ons nagmaal te gebruik nie, ons gaan ook nie dat jy doop nie. Hoekom? Die straf. Doop en nagmaal gaan oor water, wyn, tekens van die bloed van Christus, wat sondes wegwas. Wat genade tekens wat sê vir sondaars is daar vergifnis. En as ek in sonde volhard en ek gebruik die tekens van genade en vergifnis en ek laat dit toe, dan laat ons 'n bespotting daarvan maak. Dis nie straf nie. Maar ons moet waak oor die heiligheid van dit wat God gedoen het. Dis waaroor dit dan gaan.
En dan is die reglement op sy uiterste, as iemand dan aanhou volhard in 'n bespotting maak van hierdie goed, dan sê hy, kom die volgende stap, ek het dit nog nooit gesien, maar die Christelike band, 'n formulier wat dan gelees word om te sê, beskou vir Piet as 'n heiden en 'n verlore mens bid vir hom. Die Christelike band, hy word uitgeskryf. Goed, die belangrike ding, op grond waarvan, waar kom ons by hierdie goeders uit? Wanneer dan by ons belydenis van geloof aflê, dan is daar 4 vrae wat gevra word. En almal kan dit min of meer onthou. Maar die eerste belangrike vraag, glo jy in Jesus Christus? Paar dinge, is dit hoe jy glo? En dan word daar gevra, beloof jy om in hierdie leer, dit wat ons leer oor Jesus Christus as verlosser, deur sy bloed en in die geloof, beloof jy om in hierdie leer te volhard, op hierdie pad, dat jy teen alle dwaalinge sal stry, dat jy naby die Here sal bly in hierdie geloof in diens van die Here. Dan beloof jy om aktief deel te wees van die werk van die kerk, aktief 'n lewende lidmaat. En almal wat belydenis afgelê het, ja gesê. En op grond hiervan skryf hulle vir hierdie broer en sê, broer, jy beloof maar, jy is totaal onaktief. En ons kom praat met jou oor hierdie goed. Jy maar terugdink oor jou belofte. Jy nie onthou wat jy vir die Here gesê het. En as gelowige, ons jou terugroep. En 'n volgende vraag is dan, onderwerp jy om die Christelike opsig en tug. Met ander woorde, erken jy dat ons mekaar moet vermaan. Stel jy jouself op en sê, ek vra dat die gemeente ook oor my toesig sal hou. En dat die gemeente die reg het, eintlik die opdrag het. En as ons dit op die mooiste manier wil stel, dat ons as ware daarmee sê, Jan, asseblief, gee genoeg om vir my, as ek uit die bus uitval, dat julle my nie daar los nie. As ek dwaal en in die sonde verstrik raak, moenie my los nie. Moenie sien hoe ek verlore gaan nie. Kom vat asseblief my hande, lei my terug. Dis waaroor daardie vraag gaan. Want te gaan oor, kom praat, as jy die bus uitval. Gee genoeg om. Dis waaroor alles gaan. Die straf. Dis liefde, sê ek gee genoeg vir jou om, dat ek na jou toe teruggaan, en jou hand gaan vat, en vir jou herinner, aan die heiligheid van die verbintenis met God. Sê, dis die pad, dis die pad van sin, van vervulling, van vreugde. Dis nie om te sê, ja, wees 'n polisman, kyk jou klappe uit nie. Dis ja, neem vir my verantwoordelikheid. Moenie my los nie. Mense hou nie hiervan nie. Hulle hou nie hiervan nie. En dan hoor ons dat mense so dikwels sê, ja, ons moet nie te veel met ou Koos karring nie, dit moet net of van sy goed moet loop, ons wil nie mense verloor nie. En dan wonder ek baie keer, verloor, het jy hom ooit gehad? Was hy ooit al deel, werklik deel van die Here? Is daar 'n verbintenis wat heilig, diep en opreg was? Want as dit so oppervlakkig is wanneer daar uitgereik word, en ek ruk my daaroor op, want dit verhef my bo enige iemand se kommentaar, want dis ek wat sal oordeel met my lewe, en jy het niks daaroor te sê nie. Dis 'n persoonlike saak, hou jou neus op my saak. Dan pas dit ons nie in die prentjie wat die Here sê, dra mekaar se laste, praat met mekaar, versorg mekaar, vat mekaar se hande, gee om vir mekaar. Dis waar alles gaan. En as ons dit alles opweeg, dan besef ons, dit gaan uiteindelik oor die verskriklike gevolge van verlore raak, van afdwaal, en waar dit alles eindig. Gee om, dat mense nie verlore gaan.
Dit is duidelik uit al die skriflesings. Wat is die gevolge wat God maak met mense wat nie hoor nie? Hy sê, hulle sal lewe of hulle sal dood. Of hulle sal gehoorsaam wees of ek sal hulle knel, vasmaak, ek sal hulle vasvang, so God laat sy toorn oor mense kom. En omdat ek omgee, wil ek uitreik, sê my broer, my suster, kom terug, moenie in die hande van God val nie. So vermaning is om terug te bring, om te red, om die vuur uit die hout uit die vuur uit te ruk. Die oproep aan die ouderlinge is sy handelinge vir ons. Ook vir hierdie ouderling wat die skribas wat hierdie brief gestuur het, te sê, ek het die opdrag uitgevoer, want dis wat die Here vir ons gegee het. Pas die kudde op. Mense wat so te kere gaan, wat so afgaan oor die kerk, en al hierdie dinge so erg kritiseer, wondervolle besef, die ernstigheid van vermaning, die dringendheid, waaroor dit eintlik gaan. Dit gaan oor genade, dit gaan oor omgee, dit gaan oor redding. Kom ons kyk 'n bietjie net, ek wil so 'n bietjie skuif na die Heidelbergse katekismes toe. So belangrik, dink as almal van ons die katekismes kan aanskaf en 'n bietjie deurlees, sal ons soveel kom leer. Nou die Heidelbergse katekismes is 'n belydenisskrif. Amper 500 jaar gelede in 1563 in Heidelberg in Duitsland het die kroonprins Frederik III van Pfalz opdrag gegee aan 'n klomp mense, veral Ursinus en Olivianus, twee ouens het gesê, skryf 'n leerboek. Skryf 'n leerboek waar mense toegerus kan word, waar die leer van die kerk en die hele geloof, al hierdie dinge opgeskryf word, waar ons mense kan leer. Wat sê die Bybel? En toe gaan doen hulle dit, en het is ongelooflik as 'n mens hierdie ding gaan lees. Ek verstom my net oor amper 500 jaar terug, hoe die Here hierdie ouens gelei het om op hierdie besondere manier dit aan te pak. En hierdie leerboek begin, of is in die vorm van vrae en antwoorde. En die eerste twee vrae is so krities belangrik. Vraag 1 vra, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Wat is die groot ding waarop ek kan sit, kan vashou, die belangrikste ding om te weet, dan sy antwoord, wat het ek nodig, dat ek kan weet, dat ek aan my verlosser, Jesus Christus behoort, wat my met sy bloed skoon gewas het, wat vir my al my sonde betaal het, wat my daaruit uit die heerskappy van die duiwel verlos het en my bewaar, en dat hy deur die Heilige Gees my verseker van die ewige lewe, die Heilige Gees wat my verseker van die ewige lewe en my gewillig en bereid maak om voortaan vir hom te lewe. Wat is die kosbaarste ding? Vraag. Ek behoort aan my verlosser Jesus Christus, wat deur sy bloed my vrygemaak het van die mag van sonde, wat deur die Heilige Gees my verseker van die ewige lewe en my gewillig en bereid maak om vir hom te lewe. Nou ek sê, hoeveel dinge is dit nou wat jy hierin kan vasvat? Hoeveel dinge help dan nou vir jou dat hierdie troos vir jou 'n werklikheid kan wees? Dan sê 3 dinge, dis waar ek kom. Hy sê die eerste, ek moet weet hoe groot my sonde en my ellende is. Ek moet my sonde ken, sodat ek aan sy voete kan sit, dat ek dit kan wegwas, dat ek verlos word. So ek moet dit ken, ek moet weet, ek is in moeilikheid. En as ek dit weet, is die tweede belangrikheid dat ek dan weet, dat my nie in angs en vrees lewe nie,
Moet nie in angs en vrees lewe voor hierdie God nie. Ek moet weet, hoe word ek losgemaak van hierdie goed wat oor my hang? Hierdie goed waaroor die vermaning gaan. Praat met hierdie mense, want ek gaan my toorn op hulle loslaat. En ek gaan hulle laat swaar kry, ek gaan hulle van hulle druk. Ek gaan hulle laat kreun, spartel. Sê, hoe word ek van hierdie goed verlos? Dis die tweede vraag. Moet weet, ek is diep in die moeilikheid. God se hand is op pad. Hoe kom ek vry? Dis die tweede, en dan sê die derde een. Ek moet weet hoe vir hierdie verlossing dankbaar moet wees. Dis net ongelooflik verstommend om te sien dat hierdie ouens hierdie 3 belangrike goed. Die Here hulle gelyk met rag te sien. Toe skryf hulle hierdie leerboek dan in 3 hoofde. Sonde met 'n klomp vrae. Verlossing met 'n klomp vrae. En dankbaarheid. So kan ek en jy gaan leer, wat sê die Bybel vir ons? Hoe leer hy ons dat ek en jy rustig in vrede kan lewe? Die Bybel daar saamgevat. Hoe groot my sonde en ellende is, kom is dit belangrik. As ek nie weet ek is siek en dit wat ek onderlede gevaarlik is en ek kan doodgaan daarvan nie, dan gaan ek nie dokter toe om hulp te kry nie. Dis waar hierdie beginsel gaan. As ek nie weet en wat se gemors ek met sonde is en die gevolge daarvan, die ewige dood en die straf van God nie, dan het ek nie behoefte om verlos te word. Dis almal vir my troos. Noem en praat my oor sonde nie. En sê, ag, ek nie te veel my kind karre nie, want net word ek kwaad vir my, omdat ek wil teregwys en moet praat oor wat verkeerd is. Ja, jy wil nie, en oupa, die ander wil toch nie te veel praat nie, want as jy nou so op sport en net nou sonde is 'n verskrikking. En ons moet mekaar herinner aan wat God wil hê. Ons moet bewus wees. Nie om afgekraak en vernederd te word nie, maar vir ons te wys ons is in die moeilikheid. Maar ons is nie verdoem nie. Maar daar is 'n genadige God. Dis die tweede ding, hoe word ek verlos? Sien, as ek nie weet ek het moeilikheid nie, dan het ek nie 'n dringende behoefte aan 'n verlosser nie. Daarom moet ons met mekaar praat. Dis wat Charlie Kirk aan mekaar praat en sê, mense moet hoor, hulle het die Here nodig. Hulle moet hoor dat die Here, as hy in ons wêreld kom, dat hy ons gemeenskap en ons kerk en ons volk en ons land kan seën as ons op die regte pad kom. Ons moet hoor, hierdie goed is die oorsaak van dis die anker van ons samelewing en ons wêreld. En dat ek draak sien is ook aan my, maar kan loskom. Maar as ek nie erken en bely en dan werk nie, dan gaan ek nooit verander. Word ek vry? Het is ongelooflik as hier in Romeine 7 lees Paulus, as hy praat oor sy bewussyn van homself, dan sê hy, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van die Here. Sê, dit maak sin. Dit maak sin. As ek hom lief het, hy wil vir my sorg. Wow, wat meer wil ek hê? En as ons mekaar omgee, dan beteken ons gun mekaar wat ons self wil hê, en as ek weet, almal gee vir my om, wonderlik is dit ding, almal wat vandag hier is, as ons mekaar omgee, dan weet ek sal nie alleen wees nie, nooit nie, want as hier 50 mense, dan weet ek 49 ander ouens, sal daar wees as ek nood het. Sy diep in my wese, dit is ongelooflik wonderlik. As jy my dan kry hierdie ding in my wese, my doen en late, vind ek 'n ander weg. Wat ek weet wat ek moet doen, die goed kom so uit, en wat ek weet ek moet doen, spartel daarmee. Dan sê, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? So, Paulus sê, dis 'n doodsbestaan, om in sonde te lewe is 'n bestaan, wat op die ewige verdoemenis uitloop. Maar dan sê hy, aan God die dank, want hy verlos my deur Jesus Christus. Hoe word ek los? Hoe het ek los geword, sê Paulus? Op die pad na Damaskus het Jesus Christus my gestop en my blind gemaak, sê, stop.
jou wys. Jy kan sien, jy het gedink jy so oulik. So ongelooflike man in die kerk. Maar jy is 'n verlore mens. 'n genade het en ek kom red. En daarom bring ek hom die dank. En Paulus se dank is waar hy deur die Heilige Gees, soos wat hierdie samevatting is as hier Korsinus en Lidanus deur die Bybel lees, dan sê hulle, wat het ons hierin gekry? Dat God deur die Heilige Gees vir my lei en bereid en gewillig maak, dat ek nou sê, Here, maak my gehoorsaam en maak my weer trou aan hierdie vereistes van hierdie verbond. Maak my hart en my siel, en ons sit nou in die Bybelstudie, juist by daai plek waar ons op hierdie punt kom dat die Here sê, ek gaan nie meer die verbond maak soos in die ou tyd. Die wet is op kliptafels geskryf, en ek gaan in jou hart skryf. God sê die wet moet in my hart inkom, sodat ek kan word. Nie hoor en gedruk word nie, maar dat uit my siel kan voortvloei. Die Gees van God wat my wil verander. As ek gehoor het, na hom toe gegaan het en myself gaan onderwerp het en sê, U is die pottebakker. Ek is die klei vorm en maak my, herskep my. Maar dit kan nie gebeur nie. Heeltemal kan nie gebeur voordat ek nie sê. Ek erken, ek die kanker van sonde. En ek het genesing nodig. En ek is mede verantwoordelik vir die chaos wat daar is. En dit wat ek deelneem, en die tweede ding is, omdat ek nie medisyne uit deelneem. Omdat ek nie die pad wys nie, omdat ek nie sout is nie, omdat ek nie smaak gee nie, omdat ek nie suurdeeg is wat hierdie goed laat groei nie. Ek gaan bely dit. Wie sal my verlos? Dis Jesus Christus. Die lewe van dankbaarheid. Baie mense se verbintenis aan die Here loop nie hier langs nie. Dis daarom wat hulle nou vervies is, mense oor hulle lewens enige kommentaar lewer. Hulle behoort aan die Here, hulle het ergens gedag, jy weet, die hel klink vir my sê, dis nogal helse gemors, dit kan warm word, kan moeilik raak. So ek moet hom sê, asseblief Here, vergewe my. Dan sê ek, ons klus. Want hy sê ons dat my lief. Kom soos julle is, kom soos julle is, kom, die Here gee om, kom sit julle pakkies hier voor hom neer, dan gaan jy huis toe, jy is tevrede. Jy sê, Here, vergewe my sonde, ek bid dit, die oggend en die aand, en nou voel ek redelik gekaver. As dit so oppervlakkig is, net om seker te maak en te probeer seker maak, nie die hel nie, so ek is redelik seker, ek is gesê. Dit is nie gedrewe deur sonde besef, die begeerte om verander te word. En dan 'n dankbaarheid vir die feit dat ek verlossing gekry het nie. Julle sal onthou, ek het 2 keer na daai videoetjie gewys, PowerPoint, oor hierdie wat gebid het. God wat hom kort in die rede val. En hierdie een deel bly vir my die verskriklike belangrike ding. Hoeveel keer bid ek en jy dan sê, Here, vergewe my, hoor mense se gebede. Ek onthou dit die ouderlinge, my ooms, my tannies, my pa, my oupa, hulle almal hierdie refrein as ware. Here, vergeef ons asseblief ons sondes, ons swakhede, ons tekortkominge. Vergewe ons. Ag ons sê so breë spektrum, jy weet wat val op ons, Here vir my sê, wow. Hy sê, wat is dit wat jy nou hier bring? Wat bedoel jy? Wat is hierdie sonde wat jy kom bely? En dan, as ek bid, en as jy Here vergewe my sonde, en ek weet nie waarvoor ek vergifnis vra, dan beteken dat ek nog nie besef wat verkeerd is. Dat ek nog nie eienaarskap aanvaar nie. Dat ek nog nie begin werk aan die ding wat ek weet wat verkeerd is nie. So dis nie 'n besef van verkeerd nie. Dis net as waar ek sê, ag Here, wat is sonde? Here, U weet mos wat klaar is. Vergewe daai goed. Al die goed, U weet mos wat is verkeerd in my lewe, U beter as ek. Nee. As ek nie in die spieël gekyk en myself gesien het wat kort kom, en dit na die Here toe vat, jy gaan nie daarvan loskom nie.
Want ek het dit nog nie as 'n vyand verklaar nie, ek het nog nie gedraai teen hierdie goed en begin werk en sê, hier is dit julle, werk in my, verander in my nie. En is daarom as jy vir hierdie ou wil enigiets wys, dan wil nie hierdie goed sien, want ek is kyk, moenie aan my kar nie. En dan lag ons en spot ons in die kerk. Ek wil nie aan 'n plek wees as die Here kom nie. As Paulus praat van die ouwe, so by die nuwe gekom, dan dink ons moet vir onsself vra, van wat na wat? Ek sê, Here, maak my 'n nuwe mens. Van wat is daar oud? Wat moet verander word dat jy nuut word? Weet jy wat moet verander? Het jy dit erken? Waar leer ons dit? In die Bybelstudie, wanneer ek my Bybel lees, dan hoor ek wat verkeerd is. As ek nie my Bybel lees nie, gaan ek dit nie baie hoor nie. As ek nie gereeld in die kerk is nie, gaan ek dit nie baie hoor nie. Ek sê, ek is okay, ek weet, ek het my pad daar by die huis. En al hierdie ouens wat so sonder die hele lewe, omdat hulle weet wat in hulle lewe verkeerd is. En ek kom agter wanneer ek vermaan word. Bybelstudie, preek en vermaaning is om my te help om die prentjie te kry van wie ek is. En die prentjie oor wat ek moet wees. En hoe ek van hierdie punt by daai punt uitkom. Die wonderlike, dat dit kan waar word en die heerlike wat dit vir my kan inhou. Daarom behoort dit ons iets spesiaals te wees waar ons mekaar oor sê. Moenie asseblief my los. Moenie. Ons mekaar moet sê, kom ons vat mekaar se hande. Ons gaan nie by mekaar verby nie. Kom ons begin en ons ondersoek onsself en ek gaan dink oor myself. En ek begin erken wat verkeerd is in my lewe. Dat ek daarvan kan begin verlossing kry, omdat ek tot vyand verklaar in my lewe. Ek sê, Here, hierdie kortgebondenheid, Here, hierdie liggeraadheid, hoeveel maak ek mense seer oor hierdie goed? Ons weet wat verkeerd is. Die redding, wat moet uitkom, is by die nuwe lewe. Toe Paulus besef het hoe groot God se genade vir hom was. Hy besef, hy was op pad na die hel toe. Besef hoe baie mense so op dieselfde pad. En die res van sy lewe gee met hierdie dringendheid, die roeping, waaroor ons die afgelope 2 sonde ook gepraat. My roeping, soms kry ek 'n spesifieke roeping, soos Abraham, soos Moses. Maar die algemene roeping is gemaak om sy verteenwoordiger te wees, om sout te wees, lig, suurdeeg, om te gee, honger, dors in die gevangenis, eensaam, siek, al hierdie goed, my roeping, om dit te word, te vra, vergewe my in my onwilligheid, en onverskilligheid, is vir my nie, is vir ander ons. Dat ek erken, Here, ek is nie daar. En ek pleit dat hy my sal losmaak van alles, wat my weerhou, en dat hy my bring, wat nie wil hê ek moet wees. Dat ek in my lewe by hierdie 3 goed uitkom. Weet, ek moet myself gaan ondersoek, eerlik, opreg, betaal eerlik, my sondes geraak sien. En dit na die Here Jesus toe vat, en weet dat hy my sal vergewe. En dat hy deur die Heilige Gees vir my wil verander. Gewillig en bereid om 'n dankbare lewe te leef waarin ek vir hom sê, Here, hier is ek. Gebruik my
verander my. Tot U eer alleen. Amen. Kom ons sing 'n lied waarin ons belydenis, kom ons kyk net hier, as ons nou 1 Johannes 1 lees, dan sê hy, as ons sondes bely, as ek by die punt kom om te sê, Here, ek erken, dan sê Johannes vir ons, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe. Wat dit ook al was. Ek het voor my gaan neersit en sy moet te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. As die Here hierdie belofte maak, die huis kan ons in detail voor die Here gaan bely. Maar kom met hierdie volgende, begin ons nou en ons sê vir hom, Here, ek wil voor U kom erken dat ek U verskriklik nodig het en bid dat U my genadig sal wees.